Kom ons staan saam asseblief. Die tyd is verby. Niemand is kwaad en albei is vry. Kom kyk deur die ruit. Die nag staan in blom. Woorde word buite. Wat hartseer is stom. Lê jou kop hier teen my skouer. Laat jou hart sy paai gaan. Stilweg word ons wys en ouer. Eendag sal ons dalk verstaan. Maar tot die ruit kraak onder skoene wat geen ander haar of thuiskoms ken. Gun ek my nog visioene van jou. Ons gaan eers ons sitplekke neem terwyl ons na die lied gaan verder luister. Baie dankie. Wen. Jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie. Ek loop ongesien, want jy is in woorde waar droom nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom, en jy is in woorde waar droom nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom. Ons bly so sinnig en ons Here saam dank. Vader, ons sê dankie dat ons in hierdie middaguur kan stil raak met die wete dat U ook hier is. En Here, terwyl ons dan kom tot siens sê vir Bev, dank ek U dat U hier teenwoordig is en dat U harte kom vertroos soos U dit alleenlik kan doen, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dankie dat U so by hulle as familie en vriende kom stil staan. Selfs toe U opgevaar het na die hemel toe, toe het gesê, U sal ons nie as wees agterlaat nie, maar U gee vir ons die Heilige Gees, wat die groot trooster sal wees. En dank ek U dat U ook in hierdie tyd vir hulle as familie kom vertroos en kom versterk. En terwyl ons dan vandag kom tot siens sê, dat dit nie vaarwel is nie, maar wel 'n verwagting dat daar weer 'n hallo sal wees. En vra dat U dan die mooi van Bev in elkeen se hart sal kom vasbere. En dat ons waardiglik in hierdie dag ook om tot siens sê. Word dan verheerlik in ons samesyn. Staan by ons stil in hierdie middag, is my verlange in Jesus naam. Amen. Namens myself en Merel en ook so die gemeente, Naomi, Damien, Isaiah en die res van die familie, mag die Here vir u vertroos en mag hy die mooi van Bev in julle harte maar net kom vasbere. En in daai ou stil alleen tydjies, dat julle sal ervaar dat God getrou is en dat hy die mooi van haar in julle harte sal opdiep en dat dit ook vir julle aansporing sal wees. Maar mag ons ook waardiglik vandag kom tot siens sê, tot op daardie dag, wanneer ons weer met mekaar verenig sal word. En tot op daardie dag gaan sê ons, Here, hou ons trou, hou ons vas. En wanneer ons swak is, dan maak die Here ons sterk. En in besonder vandag, mag die Here julle sterkte wees en mag hy julle vertroos. Ek gaan vra dat ons gaan saam staan en ons lied op ons blaadjie, die Onse Vader lied 266, gaan saam sing tot eer van sy naam. Kom ons staan saam. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam, laat U rein kom, U wil
dankie, kan die sitplek inneem. Ons het 'n hemelse Vader wat vir ons omgee, wat vir ons sorg, wat ons so lief gehad het dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 'n Hartseer dag toe Bef ook hierdie ou aardse tentwoning verlaat het, en 'n besonder dan op Kersdag. Maar ek wil hê dat ek en jy dit ook positief sal sien in die sin dat Jesus die angel kom uitneem het. Was dit nie dat Christus kom vlees word het nie? Was daar nie 'n hoë boodskap wat ek in hierdie dag met u kan deel nie? Maar juis vanweë Kersfees, die feit dat Jesus kom vlees word het hy op hierdie aarde kom wandel vir 33 jaar, en uiteindelik het hy sy lewe vir my en jou kom gee, sodat ons die lewe kan hê. En mag die Here dan vandag vir julle kom versterk met die wete dat die angel van die dood weggeneem is. As ek na 1 Korintiërs 15 vers 55 lees, dan vra Paulus die vraag van die lewe en van die dood ook. En hy sê vir ons, hy vra die vraag eers, hy sê dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Dis Jesus wat die angel kom wegneem het. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. En nou sien ons, Jesus het uit die dood uit opgestaan, en toe het hy daar op die Olyfberg gereed gewees om op te vaar na die hemel toe. En die disippels was baie teleurgesteld, en hulle het gesê, wat nou? En ek lees graag vir ons ter bemoediging hier uit Johannes 14 uit. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle by my kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En so is daar hoop vir my en vir jou as mens. Bef en besonder verstaan ek, in die laaste 2 jaar was dit moeilike jare vir haar gewees, in haar gesondheid, en dan in besonder in hierdie laaste tyd, maar ook vir u as familie. Maar in daardie siekweestyd, is dit die tyd wanneer 'n mens die belangrike goed met mekaar praat en deel, en ook jou eie dinge, alles doen wat nodig is. En glo ek dat sy ook al haar sake in orde gekry het met die wete dat jou aardse woning is besig om afgebreek te word. En dank ek God dat hy sê, as ons hierdie ou aardse tentwoning verlaat, dan het ons 'n woning in die hemele by God. En hy het gesê, hy het 'n plek gaan voorberei, sodat ons kan wees waar hy is. Dawid kom ook in Psalm 23, en Dawid som vir ons die lewe op in 6 kort versies. Maar hy begin Psalm 23 met 'n kwalifikasie. Hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nuwe vertaling sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Omdat hy my herder is, omdat hy my Here is. En dan gaan Dawid verder en hy sê, daar's groen weivelde, en dan is daar donker dieptes in hierdie ou lewe. Want jy sien, ons is in 'n stikkende, gebroke wêreld, waar hierdie ou stikkendheid aan ons vat vanweë die sondeval. Goeie goed, maar ook slegte goed. In Bef se lewe was daar goeie tye, mooi tye, en as u vandag terugdink, glo ek sal daar baie wees wat u kan opdiep van daai mooi tye, goeie tye, groenweivelde tye. Maar dan was daar ook donker diepte tye, swaar tye. Maar in dit alles was God altyd getrou gewees. Of dit nou op die berg is of onder in die dal is, God is met my.
Daarom sal ek nie beangs of bevrees wees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my, sê Dawid. U berei die tafel teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En dan is ek baie lief vir die 6de vers. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En terwyl Bef so op die Kersdag hierdie ou aardse tentwoning verlaat het, glo ek was dit die oorgang van 'n onvolmaakte na 'n volmaaktheid, na 'n hartseer en pyn na 'n oorwinning. Vir ons, vir u wat agterbly en besonder, is dit 'n seertyd, 'n baie moeilike tyd. 'n Tyd waar almal om julle miskien vrolik was en bly was, en is Kersfees en is nuwe jaar, en 'n mens is hier met hierdie vreeslike seer in jou eie hart. En dan sê die Here, maar ek verstaan dit ook. Want Jesus self het ook daardie pad moes stap, waar hulle vir wie hy gekom het, hom verwerp het, en hy moes sterf aan die kruis. En nou sê die skrywer van die Hebreërboek dat ons het nou 'n nuwe hoëpriester wat medelee het met ons swakhede, wat verstaan wat ons deurmaak as mens. Hoekom? Want hy was ook mens. En hy weet wat dit was om verstote te gewees het. Hy weet wat dit was om verlate te gevoel het. Soveel so toe hy daar op die kruis sterf, toe sê hy, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Verlate gevoel, alleen gevoel. Maar ten spyte daarvan gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so het hy die lewe kom koop met sy lewe, sodat ek en jy kan lewe. Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, hulle wat in sy naam glo. So is so belangrik dat daar 'n oggend, 'n middag, 'n aand, iewers in jou en my lewe was, toe ons ook die Here Jesus, ons verlosser en saligmaker gemaak het. So belangrik dat ek en jy daardie versekering in ons harte het, dat as ons ou aardse tentwoning volgende afgebreek word, ons weet dat ons 'n woning in die hemele by God het. Mag daar weer 'n hallo wees. Nie net vir Bef nie, maar ook so vir baie van ons ander geliefdes ook, wat ons voorgegaan het. Maar in besonder vandag, mag daar weer 'n hallo wees vir Bef. Mag ons daardie heerlikheid ook eendag betree. Mag ons die goeie stryd stry. Mag ons die wedloop voleindig. Mag dit van ons maak meer as oorwinnaars. En toe Jesus opvaar na die hemel toe sê hy, ek gaan nie net om vir julle 'n plek voor te berei nie, maar ek gee vir julle die Heilige Gees wat met julle sal wees. Die trooster. Die een wat by ons is in daai stil alleen tydjies. Nie net nou in hierdie paar dae wat nou verby is van haar afsterwe nie, maar ook so in hierdie jaar wat voorlê. En as dit verjaarsdae is en spesiale geleenthede is, en miskien daai stil alleen tydjies is, dan sal julle ervaar hoe dat God getrou is en hoe dat hy op 'n besonderse wyse by julle elkeen sal kom stil staan. Maar mag die mooi van Bef in elkeen se hart verder gebêre word. En mag die goeie saad wat sy gesaai het. Jy sien daar is baie saad wat sy gesaai het wat opgekom het en 'n oes gebring het en 'n mens sien nie vrug daarvan al, maar dan glo ek is daar nog saad wat nog in die grond is. Wat terwyl sy al weg is, nog verder sal ontkiem en dat dit wel vrug sal opwek in julle en in ons lewens. Mag die Here vir julle 'n God van naby wees en mag hy die mooi van Beverly in elkeen se hart kom vasberre. Maar mag ons ook opnuut weer na onsself kyk in hierdie middaguur. Ons is nie per toeval net hier nie, maar ons is hier met 'n doel. Eerste om totsiens te sê, maar dan ook om na onsself te kyk en te sê, hoe staan my saak met die Here? Weet ek dat ek 'n woning in die hemele ook by God het, as my ou aardse tentwoning afgebreek moet word. Daarom wil ons sê, Beverly and Cup, daar's 'n wonderlike dag, wanneer ons weer met mekaar verenig sal word. Here, tot op daardie dag, hou ons trou en hou ons vas. Die Here seën nie. Amen. Ek gaan vir Naomi 'n geleentheid gee
om 'n paar bedankings te kom waarneem en na gaan ons vir Tamara ook 'n geleentheid gee om 'n huldeblyk of 2 te doen. Baie dankie, die Here seën u. Kersdag, 25 Desember 2021. Dis 'n dag wat vir ons almal gaan onthou word as 'n dag wat God sy mooiste blom kom pluk het. Dis die dag wat ek 'n stukkie van my hart verloor het. Die dag wat ek my go-to person verloor het. Baby het met my eerste fliek laat kyk by die bioskoop. Dit was Lion King. Ek weet nie of ek Damien of sy die meeste gehuil het nie. Sy het ons leer swem. My lang hare laat afsny vir 'n R50 net om my ma kwaad te maak. Sy het my altyd ingevat as ek weggeloop het. As ek kwaad was vir my ma en my pa. Ek het altyd 'n tas met net onderklere en swemklere gevat. Sy het altyd klere gekoop want ek het gesê altyd geweet ek bring nooit saam nie. Sy het nooit vrae gevra nie. Sy het altyd raad gegee. Sy was altyd daar om te luister. Maak nie saak wie dit was nie. Sy was ook baie vol nonsens. Julle ken nog. Die dag toe sy moes gaan vir haar vaksin en Tammy opvat, het sy geweier om 'n Johnson & Johnson een te vat, want Monique en Jacques moet trou en sy wil Mauritius toe en sy wil vir Pieter gaan kuier en 'n groot sien opgeskop daar by die hospitaal. Maar dis hoe sy was. Maar sy het altyd vol uitgeleef. Maak nie saak hoe seer sy gehad het, die pyn wat sy baie keer gehad het, hoeveel kere sy in die hospitaal was, sy het vol uitgeleef. Sy het altyd all out gegaan, maak nie saak wat nie. Isaiah, you were alive. You were everything. You were a rock. Thank you for all you have done for her. I thank God for you. I thank you that you were there for her. It was not always good, but the good was more than the bad. Isaiah, my gebed vir jou is dat ek hoop dat jy trots is op jouself, want sy was so trots op jou. Ek hoop jy's trots op jouself en jy kies om jou planne en drome nog steeds voluit te leef. Ek bid dat jy sal kies om moed te hê, kies om geloof te hê en te kies om te vergewe. Ek hoop jy kies om positief te wees, al lyk jou omstandighede nou negatief. Dit gaan oukei wees. Ek hoop jy lag weer tot die trane loop, maar tot dan sal ek jou trane afvee. Ek hoop jy weet, dit is oukei as jou nuwe storie eers vandag begin. 'n Storie sonder haar, maar jy gaan haar altyd in jou hart dra, altyd. Ek hoop jy sal weet dat jy sommige dae gaan voel if you're just surviving and not thriving, maar dit gaan oukei wees. Ek bid dat jy weet dat jy deur ons almal geliefd is en ons altyd hier sal wees vir jou, altyd. Damien, ons het saam groot geraak, van kleins af. Baby het ons ingevat, sonder questions, sonder enigiets. Elke keer as jy Dubai toe gegaan het vir 'n kursus, moes ons almal weet. Sy was so trots. Jou huis wat jy besig is om reg te maak, om net al die foto's sien. Sy was so lief vir jou. Ek wil dankie sê vir oom Johan en tannie Cecile, dat jy haar ingevat het in die tyd wat sy julle nodig gehad het. Baie dankie aan Landy wat ook altyd gehelp het as sy onnodig gehad het. En Jan en Liam, julle het mekaar maar 'n jaar geken, maar hulle het so baie beteken vir Bev, so baie.
Oom Ouboet, as dit nie was vir 'n kas wat hy moes regmaak in die badkamer of in die kombuis nie, het hy altyd net ingeloer vir 'n koppie koffie. Sy het dit so waardeer. Tannie Colleen en Tammy, hierdie begrafnisreëlings, ek sou verlore gewees het sonder julle. Baie, baie dankie vir al julle hulp. Vir my ma, dankie. Jalo, jy en my ma en Tammy en Colleen, wat altyd al gevat het, wat my gehelp het om haar te vat, hospitaal toe, doktersbesoeke, shopping, dankie. Johan, vir die livestream, jy het my gered, baie dankie. Cat Sprinting vir die mooi pamflette en die druk van die boksies hier buite. Sanet Tubes, waar is jy? Ek het jou baie kort rukkie nou geken, maar jy het so in my hart geklim. Jou woorde, jou bystand, jou mooi hart. Baie dankie daarvoor. Baie dankie. Jackie, Damien, julle het so ver gekom. Sy het altyd julle gekuiers geniet. Sy het altyd gewens julle bly langer. Sy wou altyd hê julle moes nooit teruggaan nie. Dankie. O, jammer. Merel, pastoor, dankie vir vandag. Dankie aan almal wat hier is. Ek waardeer julle almal opreg. Almal se WhatsApps wat julle altyd voorgestuur het, die boodskapies. Ek mis al oggendboodskappe. Sy het altyd vir ons almal 'n dagstukkie gestuur of 'n grappie. Baie dankie. Ek waardeer dit. If this past year has taught me anything, it is to appreciate the people we love, the people who make the effort to always be there and to let them know how much we love and appreciate them. Loyalty, kindness, good-hearted, love, stubborn. These are just a few of the words that can be used to describe the person Bev was. She was always there for every special occasion, someone to talk to. She had the biggest heart. Myself and my brother grew up very close to Auntie Bev. And there are so many special memories we made with her. Too many stories to tell, too many adventures, holidays, birthdays, every occasion Bev was there. I'm so grateful and blessed that Bev got to meet my little girl and spend time with her and being part of her milestones. Bev loved life. And she was so good to everybody around her. Isaiah. One of the most difficult trials in life is losing a parent. There is nothing anyone can say to make it better or to take the pain away. Just know that Bev loved you with everything of herself. You were her whole life. You brought her so much joy, and for that and everything you did for her, I thank you. Auntie Bev, Cuppy, cup of tea, Auntie Apple's hours. You will be loved and remembered forever. And all of those that loved you, that left before you, are waiting for you and will greet you with all the love they had. Baie dankie Tamara. Ons gaan graag nou geleentheid gee waar ons na 'n slideshow gaan kyk van Bev se lewe, die vreugdes, die oorwinnings, die seëninge en mag jy daarin ook verkoop wees. Baie dankie. Hierdie plek langs my is leeg en ek moet nou aanbeweeg, maar ek sal jou nooit vergeet nie.
Jy kan het weet. Al die tye saam met jou sal ek altyd kan onthou. Dit was 'n eer om jou te kon ken en dit neer te pen. Al die trane wat ek huil, word gevang deur jou, terwyl jy al die merke afkom vee. Jy's hier met elke tree. Al kan ek nie verstaan hoekom jy moes gaan, sal ek weet jy is nou saggies in sy hand. Hy het jou kom haal en ek weet ek sal weer jou glimlach sien en jou weer vas kan hou. Ek weet jy het na 'n beter plek gegaan. Jy het al die mense aangeraak en dit die moeite werd gemaak om saam met jou 'n pad te kon stap. Jy het diep getrap. Al die trane wat ek huil, word gevang deur jou, terwyl jy al die merke afkom vee. Jy sien met elke tree. Al kan ek nie verstaan hoekom jy moes gaan, sal ek weet jy is nou saggies in sy hand. Hy het jou kom haal en ek weet ek sal weer jou glimlach sien en jou weer vas kan hou. Jy het na 'n beter plek gegaan. Al kan ek nie verstaan hoekom jy moes gaan, sal ek weet jy is nou saggies in sy hand. Hy het jou kom haal en ek weet ek sal vir jou glimlach sien en jou weer vas kan hou. Al kan ek nie verstaan hoekom jy moes gaan, sal ek weet jy is nou saggies in sy hand. Hy het jou kom haal en ek weet ek sal vir jou glimlach sien en jou weer vas kan hou. Jy het na 'n beter plek gegaan. Jy het na 'n beter plek gegaan. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe.
There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Daar's 'n wonderlike dag vir hulle wat in Christus gesterf het, dat ons weer met mekaar verenig sal wees. Tot op daardie dag, Here, hou ons trou, hou ons vas. Gaan die name van die draers bekend maak, en terwyl ek dit lees, gaan ek vra dat hulle plekke inneem. Ons gaan hier draai, dan gaan ons dieselfde pad uit as wat ons ingekom het. Ons gaan uitbeweeg na die voertuig toe aan die buitekant, waar ons ook nog 'n tyd met mekaar sal spandeer, en u 'n geleentheid gaan hê om 'n laaste blommetjie op die kus ook te plaas, waar ons sal totsiens sê. Die name van die draers: Isaiah Smith, Damian Nolan, Daniel Pieterse, Andrei Kap, Jacques Vermeulen en Liam McKay. Kom ons staan saam. Beverly Ann Kap, gebore die 14de van die 11de 1963 en oorlede op die 25ste van die 12de 2021. Mag die Here vir ons versterk en mag hy by ons wees. Soos jy uitbeweeg, sal jy sien daar op die toonbankie in die ingangsportaal is daar boksies neergesit. U is welkom om graag een te neem. Baie dankie. En dankie dat u ook hierdie dag spesiaal kom maak het, ook vir hulle as familie. En mag die Here maar net vir elkeen verder versterk en 'n God van naby wees. Kom ons dank die Here saam. Here, U is voorwaar die goeie herder wat voor ons uittrek. God wat ons pad gelyk maak.
Ons hoef nie te vrees en te wonder waar sal ons hulp vandaan kom nie, want ons weet ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En terwyl ons so uitbeweeg na die voertuig toe, dan weet ek U gaan saam met ons. En loof ek U vir U goedheid, U guns, U seën wat so ons deel sal wees. Dankie dat ons waardiglik kom tot siens het met die verwagting dat daar weer 'n hallo sal wees. Tot op daardie dag, Here, hou ons trou. Wees dan nou so met ons, ook aan die buitekant, Here, is my verlange in Jesus naam.